Halleluja, Here Jesus. Here, al wat ons vanmôre sien is 'n ou ruwe kruis. Baie dankie, kan die sitplek neem. Baie dankie julle. Ek het al so 'n paar keer gesê, wat is die groot probleem in die kerk? Die kruisiging te verduidelik. En hy neem Jesus aan as om vir 'n Christen wat onder die banke groot geword het, te verduidelik wat vandag beteken. En hy verander. Ons is set in our old ways. Ek wil nie verander nie. Ek's happy soos ek is. Ek het so groot geword. My ouma het geglo. Maar wat sê die woord? Ons het die groot feeste wat ons hou as kinders van God, wedergebore kinders van God, Christene, hou ons, maar dit beteken niks. Die geboorte van Jesus het verander in 'n vet oom met 'n rooi soet en 'n wit baard. Want dit gaan nie meer oor die geboorte van 'n God nie, dit gaan oor die geboorte van 'n babietjie in 'n krippie, en ons het dit heeltemal verander. Ek hou 'n kersboom vir my kleinkinders, en ek koop hulle persente, en daai gesiggies is priceless. So dis nie wat ek sê nie, jy kan dit doen, maar jy moet dit skei van die geboorte van Jesus. Die kruisiging vandag het in 'n Easter egg verander. Nou wat mense nou doen, hulle gaan of na die een uiterste of na die ander uiterste toe. Jy mag nie vir jou kinders Easter eggs koop nie. Daar's niks so lekker soos 'n Easter egg nie, nie daai wat hol is binne nie. Daai wat vol skuim is binne. Daai goed's lekker. Ek eet dit al is dit nie Paastyd nie. Maar daar's 'n verskil tussen die paaseier en die kruisiging van 'n God, ons verlosser, wat 'n prys kom betaal het. En ons erken dit nie meer nie, en ons verstaan dit nie meer nie, en die opstanding het net nog 'n dag geword. Vir baie van ons 'n lekker vakansiedag. 'n Dag wat jy bietjie gaan jol, en jy gaan bietjie mall toe, en jy gaan eet uit, en jy braai vleis, en jy nooi al jou vriende. Opstanding. Besef ons nie wat is opstanding nie. En ek praat nie vandag met die heidene nie, ek praat met Christene. Hier en daar op die kamera. Ons het die gelofte dag vergeet. En ek wens jy kan hierdie foon kom vat so 3 dae voor die 16de Desember. En hoor hoe vloek ouens my oor ek 'n gelofte dag wil hou. Want ek was nie daar nie, hoekom moet ek gaan? Jy was ook nie by die kruis nie, hoekom moet jy genade kry? Ons vergeet ons beloftes en geloftes, en die belangrike goed soos die trouformulier, en jy kan na die diens bly, ek gaan 1 paartjie trou, dan kan jy weer kom luister, net 'n bietjie jou geheue verfris, van wat het jy beloof jare terug. Die inseën is 'n tradisie, die doop is net iets wat jy doen oor ouma sê, dis nou tyd. Hierdie goed wat so belangrik is, het ons bietjie vergeet. Ek en jy moet vanmôre weer so seker maak van wat gebeur vandag. Vandag, en ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi oplet. Nou wat jy sien en wat jy hoor, jy moet hoor om te luister. Jy moet kyk om te sien. Want ons kyk so mellow yellow. Ek like om 'n goeie fliek te kyk, dan lê ek so op my 3de rugwervel met 'n chocolate en 'n Coke. En dan kom ons in die huis van die Here, en dan is dit 'n dag soos vandag, en ons word weggevoer deur mooi tonele. En mense wat sing, en mense wat iets sê, en ons vergeet waaroor gaan dit eintlik. Ons water dit af, en ons vergeet waaroor gaan vandag. Ek dink nie, en ek gebruik die woord baie,
ons besef nie wat vandag gebeur. Wat vier ons vandag? Ek is verskriklik opgewonde. Ek het nou vir Marlene gesê, ek hoop, hulle moet maar elke Sondag trou, dan is daai blok heeltemal vol. Baie welkom in julle nuwe gemeente. Ja, jy kan maar omkyk, want dis jou gemeente wat nie hier is nie. Nou sy vol vanmôre, nou smile sy net so. My liewe mens, as ons besef, maar dan moet 'n dag kom wat jy moet 'n paradigma verskywing, dis 'n verskriklike mooi woord wat Dr. Sam vir my geleer het. Paradigma verskywing. Al wat dit moet sê is change your mind. Dis nie so ingewikkeld as wat ek het laat klink. Dan moet 'n dag kom wat ek en jy hier sit en ons moet 'n wilsbesluit neem. Soos wat jy vanmôre in jou bed gelê het, baie snoesig en party verslaap het en kwaad gewees het oor 'n man sê jy moet opstaan want ons moet kerk toe gaan en sê ek droom so lekker. My liewe mens, besef ek en jy waarvoor staan hierdie tafel. Ek is bly niemand sê amen nie, want dit geld vir my ook. Ben Loubser, besef jy wat jy doen as jy aan hierdie tafel kom sit? Dis nie die kerktafel nie, dis nie Jesus se ligste tafel nie, dis nie Ben Loubser se tafel nie. Hierdie is God se tafel, deur Jesus ingestel. Maar jy moet vir jouself sê, ek moet vandag 'n besluit neem, 'n wilsbesluit. Ek wil glo, ek wil verstaan, ek wil dit leef wat hier gaan gebeur vandag, wat 2000 jaar terug gebeur het. Ek wil dit, ek dink nie is een behalwe vir al hierdie kleintjies. Ek kan nou nie sê almal onder my arm nie, want dan gaan Simon hy ook onder deurloop. My liewe mens, almal het Sound of Music gesien. Wie het gedink dis nie 'n goeie fliek nie? Ek het gedink dis 'n baie goeie fliek. Ek het hom al 'n paar keer gesien. Dis net 'n movie. En toe gebeur daar iets. Toe wys hulle vir ons die Titanic. En as jy na die Titanic kyk, dan voel jy hier 'n holkom. En jy dink, ek dink nie ons kan indink hoe dit gevoel om op daai nag op daai skip te wees nie. Vandag romantiseer hulle om daai ou soen daai meisie daar op die neus en sy staan so en dit lyk so romanties. My liewe mens, Titanic was nie 'n roman nie, dis 'n thriller. Elke keer as Franse sê, ons moet op die skip gaan ry, dan sê ek, "Love, kom ek wys jou 'n movie." Raai wat een? Titanic. Ek sê, "Kyk hoe kom daai water in daai gang af, nou wil jy ek moet op 'n skip ry." Sê ek sal slaap met 'n life jacket aan. My liewe mens, ons moet ons instel vermoor om te sê, "Come Holy Spirit, I need thee." Heilige Gees van God, laat ek vanmôre vir die eerste keer in my lewe net besef, wat is hier besig om te gebeur? Wat herdenk ons? Dis nie net nog 'n Vrydagoggend. Dis nie net nog 'n diens nie. Dis nie net nog 'n Paasnaweek nie. Paasnaweek is die belangrikste. Ek is opgewonde oor elkeen wat hier is. Hierdie gemeente het 900 lidmate. Waar's die ander 700? Hulle het nog nie besef nie. Hulle het nog nie gaan stil sit en gesê, wat het daardie dag gebeur? Wat het daardie dag gebeur? Ek gaan jou wys wat het gebeur. En dit gaan jou ontstel. Wie het nog nie The Passion of the Christ gesien nie? Jy moet nie nou so maak nie. Dan sê ek, okay, jy moet hom kyk. As jy hom nog nie gesien het nie, kyk hom. Francis het 3 dae na The Passion of Christ nog steeds gehuil. Toe sê ek, is goed my liefling, huil. Die wêreld moet huil, die bruid moet huil, die kerk moet huil. Want wat jy gaan sien, is 'n druppel in die emmer van wat gebeur het, en ek wil hê, as jy na hierdie klip kyk, wat Foei vir ons gaan speel, as jy na hom kyk, sit bietjie jou geliefde eggenoot daarin. Sê net dis hy of sy wat so behandel was. Ek dink meeste van ons wat hier sit het kinders. Ek sê altyd, o, my seentjie gaan nou hier wees, dan kom hy in, hy so groot. En so groot. Dan sê hulle, dink jou seentjie? Sê ek glo my, hy was, lank gelede. En jy dink as dit jou seentjie was,
wat die Via Dolorosa moet loop, vir iemand anders se fout. So, 2 jaar terug, kry 'n man seer by my seun se werk, hy sny, man sy naal af, hy moes eintlik sy vinger in sy oor gedruk het en nie in die masjien nie, maar my seun was nie op diens nie, hy is die baas, hulle roep hom in, hulle fire hom. Jy moes gekyk het, dat hy man nie sy vinger in die masjien druk nie. Ek wil oorlog maak. As ek net 'n Tiger tank in die hande kon kry, het ek deur Kimberley Clark gery. Hy het net sy werk verloor. Kyk na the passion of the Christ. Kyk wat het hulle met Jesus gedoen vir my. Vir my in besonder. Ja, vir jou en 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 vir julle het hy dit gedoen. Maar ons maak net 'n vakansie, 'n lang naweek afvan. As jy die 2 dae tussen nou en volgende naweek afvat, dan het jy 10 dae vakansie. Nice. Dis goed. Gaan nou vakansie. Geniet die Easter eggs. Maar besef, waaroor gaan dit? This must be a life-changing experience. Jou lewe moet verander, maar hy gaan nie verander as jy nie besluit, hy moet verander nie. Ek moet 'n besluit neem vanmôre. Hy moet verander in my. Ek is baie lief vir my vrou, julle almal weet dit. Sy is te pragtig. Maar weet wat? Ek kan haar nie verander. Ek draai al 44 jaar. Kyk hoe lyk ek. Ek kan haar nie verander nie. Net sy kan haarself verander. Deur die genade van God, deur die bloed aan die kruis, deur die salwing van die Heilige Gees. Sy moet self besluit, wat beteken Jesus vir my vandag? En sy moet dit met hom uitklaar. En ek moet dit doen. Moenie dink oor ek hier voor staan as ek die nek van die plek nie. Ek is nie. Ek kon net sowel daar tussen jou gesit het. Ek is bevoorreg dat die Here my gebruik om deur te praat. Ek is bevoorreg. Maar weet wat? Ek moet ook op my knieë gaan en sê, Here Jesus Christus, dat die salwing van die Heilige Gees my oortuig. Hierdie is nie 'n fiksie nie. Hierdie is nie Sound of Music nie. Hierdie is 'n realiteit. En wie wanneer kom jy agter van die realiteit? En is jammer die wêreld is soos hy is. Anders het ek jou gesê, elke kind van God behoort een keer in sy lewe in Jerusalem die Via Dolorosa te gaan stap, in die graf in te gaan, by Golgotha te kyk waar hy gekruisig is. Elke Christen behoort. Maar dis nou, ek sien hulle gaan weer Israel toe, maar ek gaan nou maar nie meer saam. Ek was al in die oorlog, ek is nou moeg. Kyk na hierdie klip. Dankie vir jou. Sit net hierdie ligte af asseblief. O, hierdie een het gegroet. Kyk na hierdie klip. Ja, ek weet dit is skrikwekkend. Druk maar jou kind se oogies toe as jy dink jy moet, maar ek dink hulle moet dit ook sien.
Heilige Gees van God, dat elkeen van ons in hierdie plek vermoere ervaar. Hierdie was nie 'n storie nie. Hierdie was nie een of ander roman wat iemand geskryf het om iemand bang te maak, iemand te beïndruk of iemand se mind te probeer change nie. This was a true story. Of moet ek sê, is a true story. Dit het gebeur vir jou. Dit het gebeur vir jou kinders. En die kerk erken dit nie. 'n handjievol mense probeer dit nog lewendig hou. Maar baie van ons het lou geword. Ek wil hê ons moet vandag mooi dink, hoekom het dit gebeur? Want ons verstaan dit nie. Ek het nou 'n paar ateïste wat my volg op Facebook, en al my woord wat op Facebook gesit word, luister hulle in detail. Maar nie om te hoor wat ek sê nie, om my te kritiseer en te vloek en af te kraak. Ons is 'n baalpriesters as ons nog glo aan die kruis. Jesus het nie aan die kruis, en ons verspel hulle Jesus met 'n klein lettertjie en kruis met 'n klein lettertjie. Die wêreld is mal. Die wêreld het afgedwaal. Die kerk het Jesus verloon. Net soos wat hy daai dag verloon was, verloon die Christen elke dag, want ons wil kerk hou. Dis lekker om kerk te hou. Dis opwindend. Jy kan nie glo nie. Ek het daar gesit, dan sê die dominee, ek is lief vir julle, dan dink ek, man, jou toon. Van wanneer kan jy vir my lief wees? Jy ken my nie eens behoorlik nie. Tot ek hier kom staan het. Nie met my liefde nie. Met God se liefde. Daai Heilige Gees roep na elkeen wat hier sit. Ek huil oor elke sitplek wat leeg is. Nie ek nie. Die Gees van God in my. Maar as ek moet kies tussen Jesus en enigiets buite Jesus op 'n Sondagmôre of 'n Woensdag aand wanneer daar bidtuur is, dan skitter ek in my afwesigheid. Want ek besef nie, ek beloof jou vanmôre, as ek en jy na hierdie videoklip gekyk het, en ons het besef wat aangaan, het ons almal nou op die mat gelê. Sê, Here, vergewe my. Waar was ek die vorige 68 jaar van my lewe? Ek weet nie hoe oud jy is nie. Ek is nou baie oud. Waar was jy, Ben Loubser? Wat het jy gedoen? As 'n tyd my gemeente weet het, dat ek 'n baie goeie kerkganger was. Ek was die beste. Jy het nie nog 'n beter kerkganger gekry as ek nie, maar van God en sy gebod en Jesus het ek niks geweet nie. Ek het die shine gelike. Ons like die shine, ons like die lig. Nie die lig in ons nie, die lig wat ons dink ons skyn. Johannes 10 vers 8. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Jesus wat praat. Hy sê, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is 'n skaap. Ok, julle skapies. Kan hom nie sê julle skape. Ek is 'n skaap. Maar
Die skape het nie na hulle geluister nie. Ek, Jesus, is die deur. En iemand, as iemand deur my ingaan, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Jy kan kerk hou tot jy blou is. Jy kan die predikant wees vir 100 jaar. Jy kan die musiek speel, jy kan die koster wees, jy kan die kos uitdeel, jy kan die beste kerkganger wees, jy kan elke diens hier wees, en jy kan daar soveel geld ingooi, dat ons nie weet wat om met dit te doen. Maar as jy nie deur die deur Jesus Christus gegaan het nie, sal jy nie gered word nie. Punt. Sê die woord. Ek het dit nie uitgedink nie. Dit geld vir my ook. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Daai stemmetjie wat vir jou sê, ouma het gesê, hier sit 'n duiweltjie, hier sit 'n engeltjie. Ek het baie van gelag. Dan wil ek vir hierdie meisie gaan kyk, dan sê sy, jy gaan nie sin toe nie. Die duiwel sê met sin te gaan, en sê ek, nee ouma, hierdie, los hom nou 'n bietjie uit. Nou nie lelik wees met hom nie, hier is 'n nice date. Liewe mens, en toe word ek groot, en toe kom ek tot bekering. Ek het 'n wilsbesluit geneem, ek wil die Here dien, al kos dit my lewe. En toe vind ek uit, hier is enetjie wat sê, moenie gaan nie, moenie nou nie. Die dief het gekom om te steel en te verwoes, maar ek, Jesus, het gekom, dat julle, ons, lewe in oorvloed kan hê. En ek, Jesus, is die goeie herder. Hierdie wat jy gesien het, is die goeie herder. Titanic het gesink, want dit is 'n ware verhaal. Ek is op daai stadium van my lewe, as ek lees en hulle sê dit is 'n ware verhaal, dan sê ek nee, hy het nie 'n happy ending nie. Kom ons kyk een van daai romantiese goed wat vir ons is al oogies. Kom ons kyk liefst na een van jou movies. Hulle het lekker eindes. Hierdie het 'n lekker einde vir my en vir jou, as ons gehoorsaam is. Die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. Wat gaan ek en jy regtig na vandag hieromtrent doen? Jy het 'n keuse. Dis nou daar waar jy kom by 'n keuse, 'n wilsbesluit. Jare terug was daar 'n advertensie en baie van die ou manne gaan hom ken, en ek wil hom nou nie sing soos hulle hom gesing het nie, but you can stay like you are for the rest of your life, or you can change. Kan bly soos jy is. Jy kan kerk toe kom, jy is meer as welkom. Jy kan lekker sit, jy kan lekker aan die tafel kom drink en eet soveel as jy wil. Jy kan sing as jy wil met jou hande in jou sakke. Jy kan besluit of jy wil geld ingooi of nie, en wat worry jy oor daai lig wat nou weer gegaan het? Of jy kan verander. Maar dit gaan nie vermoere oor die ligte en die deure, en dit gaan vermoere oor geestelik. Jy moet geestelik verander, jy moet hier binne verander, jy moet 'n paradigma verskywing maak hier. Ek gaan die Here dien. Ek het ook daar gesit, ek was ook bang, veral vir hierdie happy clappies. Ek kom hier die NG Kerk, hierdie happy clappies het my bang gemaak. En dan skree hulle, en almal bid hard, en dan is ek so nervous, Fransis begin so my, sê Poppie, jy moet nie nou hou nie, ek dink dis hoe die ou dit eintlik moet doen. En dan vat Leo daarin. Ek het nooit daarin gegaan nie. Want ek is bang, hulle trek my vingernaels uit as ek nie onder die water gedruk word nie. Tot ek besef het, wat het by die kruis gebeur, tot ek besef het, wat het gebeur toe die Heilige Gees uitgestaan, tot ek besef het, dat Jesus het opgestaan vir my. As dit ek die enigste sondaar op die aarde was, sou Jesus nog gekom het, die Seun van God, hy sou nog geslaan gewees het, teen 'n kruis vasgenaal gewees het, vir my, ook vir jou, en vir jou, en vir jou, en vir julle. Maar ek moes dit besef, ek moes gaan stil sit, en sê, weet jy wat, this is a true story. Dis nie een of ander fiksie nie. Ek en jy moet besluit, ons moet na die huis van die Here toe kom. Ek en jy moet gaan stil sit en dink. Nie half luister, half, ja nee, ek wonder nou, ek het dit baie gedoen. Ek het 'n dominee gehad, Johan, Stein.
Hy was nie 'n pastoor nie, hy was 'n leerling pastoor, maar hy was 80. En hy het verskriklik geteem. 10 minute preek hy in 1 uur en 'n half. En ek het besluit, Ben Loubser het besluit, ek sal nie na hom luister nie. Hy praat te stadig. En as hy op die preekstoel klim, ek het nie 'n dag selfoon gehad nie, ek het so 'n swart boekie gehad, baie interessant, en jy eendag van daai boekie vertel, baie interessante boekie. As hy op die kansel klim, dan sit ek daar tussen die diakens, heel agter natuurlik, dat iemand oor my skouer kan loer nie. Haal ek my boekie uit, Dinsdag aand moet ek hierdie meisie Roudels toe vat, Woensdag aand. En een Sondag, toe vergeet ek my boekie by die huis. Eerwaarde Steyn, wie het hom geken? Ja, julle sou hom geken het, wie nog? Jesusie, wat 'n dinamiese oom. Een Sondag is my boekie nie daar nie, en ek is verveeld, en ek neem 'n besluit, 'n wilsbesluit, ek gaan na Eerwaarde Steyn luister. Liewe land, as ek hoor hy preek in Nigel, dan ry ek Nigel toe. Hy het die Bybel uit sy kop geken, hy maak die Bybel so oop, so. Dan lees hy Psalm 23, hy mis nie 'n komma of 'n punt nie, of hy lees Markus, hy het die Bybel uit sy kop geken, en toe eendag, die vergeet haak hy vas. En daar staan oom Eerwaarde. Toe vind ek uit, wat gebeur as jy gesalf is met die Heilige Gees? Toe vind ek uit wie God regtig is. Toe vind ek uit wie is Jesus. Toe vind ek uit wie is die kruis. Toe ek 'n besluit neem, ek gaan nie meer na die stemmetjie luister wat sê, ag, hy praat te stadig. Ag, ou Ben kan nie stil staan nie. Baie mense sê, kan jy nie net stil staan nie, jy maak my moeg. Glo my, ek is net so moeg as ek hier klaar is. My liewe mens, ek het al in 'n rolstoel moes preek. O, Vaderland, dit was baie moeilik. Ek en jy moet luister. Ons moet ons gewete sis nie. Ek is in die kerk. Wow, kom by die huis. Rooi kring. Mooi, so 'n goeie en getroue kind van God. Nee! Jy kom die kerk toe om my te beïndruk nie. Jy kom die kerk toe om jou kinders of jouself te beïndruk nie, of jou ouers nie. Jy kom na die huis van God toe, dat ek kan besef, dat ek kan indrink. Nou, op hierdie oomblik, nou, moet ek en jy 'n keuse maak. Wat gaan ons met Jesus en die kruisiging en Paasvrydag maak? Hier is die eerste een, hooplik vir die res van jou lewe. Vra vir Dina, ons as kinders. Het ek en my boetie 'n speedboat, en Laddie, ons 'n speedboat, Jan, Sherman. Paasnaweek was hemel, ons ry al Woensdag. Dat ons kan oefen Donderdag, as die mense kom, is die engine warm gery, ons skiet daai boot, agterste voor, onderste bo. Daar was nie 'n Paasnaweek vir ons nie. Tot ons besef het, Here, dit was nie 'n storie nie. Hierdie is nie 'n storie nie, dis nie 'n lang naweek nie, dis nie 'n tradisie nie. Ek en jy moet besluit vanmôre, hoe moet ek en hoe moet ek nie? Wat moet ek doen? Ek en jy moet self besluit, gaan ek of gaan ek nie? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. Kom my liefling. Ek en jy moet 'n besluit neem vanmôre, en jy het nou tyd om te besluit. Jy gaan nou 'n paar goed gebeur, en ek wil hê jy moet luister. Jy moet hoor en jy moet luister. Nie wat hulle sê, wie dit sê nie, maar wat hulle sê. Jy moet luister en jy moet sien wat gebeur. Nie kyk van, kom staan gou, laat hulle sien hoe mooi is jy. Ag, jene, jy's te pragtig. Kyk aan. Die heel eerste keer toe ek haar sien, toe het sy 'n rooi rokkie met swart kolletjies gehad. Sy mag hom, hy's nou nog in my kas. Moenie kyk na haar nie. Luister wat die Gees van God deur haar gaan sê. Dis belangrik. As jy maak, my liefling. Dis belangrik. Here, wat gaan ek met Paasnaweek maak? Wat gaan ek met hierdie dag van vandag maak? Party is genooi vir die troue. Maar eintlik is ons almal genooi na die troue toe. Eintlik is ons almal bruide. Waar is hy nou? Ek hoop net was hy wegraping. Jesus, ek het my nou boeglang geskrik.
Joe, ek dog, maar wat maak ek hier? Skus julle. Die Here vra vanoggend, is jy gereed? Elkeen wat hier sit, die wat dan op die TV kyk. Elke jaar gee die Here vir my woord. En hierdie jaar het hy nie vir my woord gegee. En ek vra Here, hoekom nie? En hy sê vir my, onthou jy, rukkie terug, as jy by jou troue, en ek sê, ja Here, ek onthou. Ek het na die bruidegom se gesig gekyk. En die bruid was laat. En hy het al hoe bekommerder en bekommerder geraak. En ek en jy is bruid vandag, mans, vrouens, bruid van Christus. Maar is ons gereed om ons bruidegom te ontmoet? As jy na jouself kyk, en jy ondersoek jouself, as Jesus nou sou kom, of jy nou sou doodgaan, vra die Here vir jou, is jy gereed om die bruidegom te ontmoet? Die bruidegom is Jesus Christus. Ons is so besig met ons lewe in die gejaagdheid en het nie meer tyd om te dink, wat gaan gebeur as jy vanaand doodgaan? Is jou lewe reg? Of hoekom is jy hier nie? Gister terwyl ek die tafel dek, soos wat die Heilige Gees my gesê het, en soos julle kan sien, ons verskriklik baie rooi. Ek het omtrent al die rooi gebruik wat ons het. Want dit gaan oor die bloed van Jesus. Die klip wat ons gekyk het, het my weer vreeslik ontstel. Want ek glo nie ons besef, vir al die ateïste en die mense wat sê, daar is nie 'n God nie. Wat het Jesus vir jou gedoen nie? Wat het hy vir my gedoen nie? Hoeveel bloed het gevloei die dag toe hy op daai kruis gehang het? Die Here het vir my gewys ek moet granate gebruik, so julle sal sien dis granate. En ek het so 'n bietjie gaan oplees oor die granaat en hierdie kroon stel die koningskap van God voor. Gistermiddag, toe ek die tafel dek, toe vat ek een van die granate en ek vat nogal 'n houtbord, want ek dink, julle weet, voorvrou is baie kwaai, wil nie mors hier voor nie. En toe ek die granaat oopsny, julle te loop daai sap, die bloed van Jesus uit en die Here sê vir my, hierdie is net 'n druppel bloed. En toe ek hom hier insit, toe loop die sap so af. En ek sê, Here, maar 'n granaat het nie eintlik so baie sap nie, hy moes maar gewoonlik droog. En as jy 'n granaat oopsny, dan is hy vol van daai rooi pitte. En dit stel my en jou voor. En saam in daai granaat stel ons die liggaam van Christus voor. En vanoggend wil ek vir jou vra, nie ek nie, die Heilige Gees, vra vir jou vanoggend, vir wie is jy kwaad? Van wie hou jy nie? Want weet julle wat, die koms van die Here is voor die deur. Al die tekens is daar, ons weet nie wat die datum is nie, ons weet nie wanneer is die tyd nie.
Maar is jy soos die 5 wyse maagde, wat se lampies gereed is? Of is jy soos die 5 dwaase maagde wat, ag, hulle ken die Here, maar hulle weet van hom, hulle het groot geword met hom? Of is jy gereed om jou bruidegom te ontmoet? Is jou bruidsrok onbevlek? Of is daar goed waarmee jy besig is? Is daar mense vir wie jy kwaad is, wat jy nie moet gaan regmaak? Is daar mense wat jy nie van nou nie vra vir die Here, om jou te help, om hulle met sy oë te sien? So weet hulle wat, gaan maak reg vandag. Hulle hoef nie weer met daai mense vriende te wees nie. Maar gaan sê net sorry, sodat jou verhouding met God reg kan wees. As jy nou doodgaan vanaand en jy staan voor God, gaan hy nie vir jou vra, wat het die mense aan jou gedoen nie. Hy gaan vra, wat het jy gedoen? Ek wil nou vra, dat elkeen sy oë sal sluit. En ons gaan nou in 'n oomblik, gaan dit net jy en God wees. En as die bassein blaas, dink daaraan, gaan jy gereed wees. Dankie Here. Kom ons bly so in aanbidding. Hulle kry net die lied reg.
Here Jesus, hierdie oomblik is so heilig met die teenwoordigheid van u Gees. Here, my gebed is dat elkeen van ons, van die grootste tot die kleinste, nou sal besef dat u God is. Here, dat iets hier binne in my gebeur om my lewe te verander. Here, ek kan dit nie self doen nie. Ek het soveel keer al in my lewe probeer om goed reg te doen. En dit is elke keer 'n mislukking. Maar as u dit deur my laat gebeur. Here, en dis my gebed vir elke mens vandag. Dat ons sal verander. En ons eer u daarvoor. Here, en dat ons, as ons net nou aan die tafel moet sit, Here sal weet wat 'n besluit om te neem. In Jesus naam. Amen. Ek glo nie aan toevallig nie. Ek glo aan toeval die lig. Baie mense sê vir al as hulle oud word en 'n jong kind in die familie sterf, dan sê hulle, kom is dit nie liewers ek nie. Jesus het gesê, ek gaan hom vir jou plek te berei, en as jou plek gereed is, kom ek jou haal. Dalk is die kind se plek gereed en joune nog nie. Dalk wil Jesus sê, jy moet nou jou oë sluit en met hom praat, want al hierdie goed het gewerk vanoggend. Nou werk dit nie. Die klank kom nie deur. Ons het 'n expert hier en deur die krag en die salwing van Jesus sal dit werk. Maar hoekom stel Jesus hierdie uit? Nie om na my te luister nie. Kom ons sluit ons oë. Kom ons praat met God. Sit op my mic. Foei.
break bread together, fall down on our knees, and remember the one who died for you and me. He said, this is my body, and this is my blood, and I give my life freely for the bride that I love. Let us drink wine together, sing praise to his name, give thanks for the Lamb who was slain. He said, this is my body, and this is my blood, and I give my life freely for the bride that I love. There is none like you. Thank you for sending your son as our ransom. Let us worship together in one accord. Sing songs of the bride, the one we adore. He said, this is my body, and this is my blood, and I give my life free for the bride that I love. Set the captives free, he said, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Speel vir ons daai lied, is jy gereed? Wil jy met na hierdie lied se woorde luister? Hy's nou nie deel wat ons beplan het nie. Ek speel hom by elke begrafnis. 2 gaan op die land wees. 1 gaan aangeneem word, 1 gaan weggewys word. 2 gaan in die bed lê. 1 gaan aangeneem word en 1 gaan weggewys word. 10 gaan in die kerk wees. Die helfte gaan aangeneem word, die helfte gaan weggewys word. Sê die woord, is God se wiskunde. Watter een is jy? Wil jy my na hierdie woorde luister? Wil jy my na hierdie woorde luister? Asof dit spesiaal net vir jou geskryf was. Net vir jou. Luister na die woorde. Dis ook nie wat moet jy raak sy verweer. Sy genade bedank nie. Ja, die brug gekom. En sy dood is gekom. Dis die gerede sy kom. I surrender, ons ontmoet. Dit sal so groot wees.
Waarom is jy so baas? En sal jy verbaas. Syn wat daar blaas. Halleluja, Here. Is jy gereed? Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Teken nou, Jesus wat roep na jou. En toe bly hy stil. En hier sing ek. Hy wil nie. Kom ons neem ons sitplekke. My liewe mens, hierdie is nie 'n show nie. Ons wil niemand beïndruk het nie. Ons wil gehad het, ek en jy, ek ingesluit, die bruid, Pastoor Sonja, ingesluit, hierdie kinders, jy wat hier is vandag, moet besef en besluit, weet jy wat, ek moet verander. Ek kan nie leef soos ek geleef het tot vandag toe nie, want ek gaan die bus mis. Ek moet my lewe agter my los en ek moet 'n nuwe lewe begin in Christus. Om kerk toe te gaan there's much more in going to church than the eye can see. There's much more in the crucifixion than the eye can see. En ons sien nie want ons oë is toe. En ek wil by jou pleit vandag. Die nuwe seisoen begin vandag. Jesus, dis my broodjie hier neergesit nie. Ek vat sommer hier. Goeie, hier is een. Jesus, want my kind, vat 'n gewone broodjie. Onthou ons by 'n party. Hulle het nie so suurknolle daar gesit en geworry oor môre se visvang nie. Hulle het party gehou. En toe staan hy op toe sê hy, hier is ek. Hulle het nie verstaan nie. Verstaan ek en jy vandag. Hier is ek. En hy het die brood gebreek en gesê, as jy hierdie broodjie vat, dan word jy deel van my. Dan verander jou lewe. Dan sien jy nie 'n kruisiging nie. Jy sien 'n God wat 'n prys betaal het. Jy sien nie bloed wat gemors word nie. Jy sien bloed wat gevloei het vir my. Sodat my kinders tot bekering kan kom. Sodat my vrou, waar is sy nou? Sy is elke keer weg. Dan is sy terug op haar plek. Sodat ek wat sê ek is 'n Christen, God kan dien met my hele wese. En toe vat hy die beker. En dis die gedeelte wat ons baie moeilik verstaan. Hy sê hierdie bloed wat Fransis van gepraat het, daar's oop granate. Hierdie bloed wat hier gevloei het, wat die bloed van Jesus voorstel, moet vir my en vir jou 'n nuwe betekenis hê. Ek weet daar simpel grappies. Drink, there's a thankful. Nee, ons is nie om ons drank te drink nie. Ons is nie om ons versadig te eet nie. Ons is hier om ons siel te versadig met die brood van die lewe en met die salwing van God se Heilige Gees, die bloed van Jesus wat my en jou moet was. Daar's baie meer as wat ons sien, daar's baie meer as wat ons preek, daar's baie meer as wat ons leef as kinders van Jesus. Jy moet die besluit neem. Ek wil hê die orkes moet vorentoe kom. Ons gaan 'n lied sing. Dat julle asseblief op my begrafnis moet sing. I surrender. Jy gaan nou 'n besluit neem. I surrender. Pastoor Roan Simonay. Ons gaan 'n lied sing waar jy 'n belofte aan God moet maak, nie aan my nie, nie aan die kerk nie waar jy lidmaatskap het nie, ek gee nie om waar dit is nie. Ek wil net hê die helpers wat my gaan help met die nagmaal, kom net na vorentoe asseblief. 1 hier, 1 daar, en 2 dae in die middel agter. Gaan na die naaste punt, jy gaan jouself bedien vanmôre. Nee, ek het 'n beter plan. Ek het 'n beter plan. Julle 2 doen daai blok, julle doen daai blok en daai blok, julle doen hierdie blok, en wie bly oor? Neil, julle doen die middelblok. Jy sit net so, jy gaan nie opstaan vanmôre nie. Die brood gaan by jou verbykom, jy gaan besluit,
moenie eet as jy nie gereed is nie. Die woord van God sê, jy eet 'n oordeel oor jouself. Julle doen daai blok daar agter asseblief. Bedien soos ons groot geword het, die bordjie gaan verby en die druiwesap gaan verby. Moenie 'n oordeel oor jouself eet en drink vanmôre nie. Neem 'n besluit. As jy hier sit en jy sê, maar wat moet ek doen? Ek is nie gereed nie. Ek weet nie hoe nie. Hier kom pastoor Dani, die bruid is besig, my liefling kom help. Dan loop jy na hulle toe en hulle gaan saam met jou bid. Terwyl hierdie lied speel, I surrender, dan neem jy 'n besluit. Gaan jy surrender of gaan ons kerk hou? Dis nice om kerk te hou, maar dis nie waaroor dit gaan nie. And all my needs, all my ways. So jy van jou droom vertel. Sit net nie. Hy is aan. Hou net daar. Maar daai mic nie sit asseblief. Marieke afneem. Ek gaan Marieke vra. Almal ken vir Marieke. Daar sit sy. Sy is baie siek. Sy het kanker in die hoogste graad wat jy kan kry. En sy is die een wat verslaap het vanmôre. En sy het 'n droom gehad. En ek voel regtig kinders van God behoort na hierdie droom te luister. So sy gaan net so in 3 sinne vertel wat het sy gedroom vanoggend toe sy verslaap het. En dan gaan ons afsluit. Ek het laat verslaap soos pastoor sê en ek het die mooiste droom gehad en ek droom
waar ons loop, is die veld pikswart verbrand. En daar loop mense voor ons en dit is asof ons moet iets gaan kry. En voor my loop 'n pa met 2 seentjies. En die een seentjie vra vir sy pa, "Pappa, hoekom is die veld so net hier en daar 'n stukkie groen?" En pappa haak af en hy sê, "Dit is die Christene wat daar loop. Waar daar nie Christene is nie, is die veld swart." Toe maak my man my wakker voordat ek kon sien of ons veld heeltemal groen gaan word. Maar die tyd is kort, mense. Verstaan dit asseblief. Hou vas. Die kinders wat die voorbeeld staan die wyn en Asseblief, is daar enigiemand oorgeslaan met die brood? Dis nie net brood nie. Dit het 'n ander betekenis vanmôre. Is daar enigiemand oorgeslaan met die wyn? Druiwesap? Niemand. Ek bid, ek hoop nie. Ek kyk op met 'n verwagting dat hierdie diens, nie een mens wat hier was ooit sal sê dit was 'n mooi diens nie. Of ek kan mooi preek of die bruid het mooi gelyk, ja sy het, en Francis het reg gepraat of nie. Ek bid dit verander jou lewe. Ek gee nie om of jy 80 jaar in die, ek weet nie hulle sê in die pad of op die pad of iets. Gee nie om of jy 80 jaar terug tot bekering gekom het nie. Ek bid dat jy vanmôre weer tot bekering gekom het. Laat jou attitude, ek weet nie wat is Afrikaans vir dit, dat jou attitude omtrent die woord van God, die huis van God, Jesus Christus, die kruisiging, die Kersfees, ons het, man in Engels klink dit so mooi, Pentecost, oor 'n paar dae, maand, dat ons lewe sal verander. Die beloftes, en ek nooi jou, kom sit hier agter, luister na die beloftes, wat ons gaan maak. Daai 2 kinders, nie net aan mekaar nie. Baie mense besef nie, as jy trou, maak jy 'n belofte aan mekaar en jy julle 2 maak 'n belofte aan God. Ons vergeet dit. En dan dink ek, ag ek kan maar vir haar 'n rad voor die oë draai. Jy kan nie, die belofte was aan mekaar voor God. Jy maak eintlik die belofte aan God. Here, baie dankie vir vanoggend. Dankie vir die salwing van die Heilige Gees. In Jesus naam. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God se Heilige Gees sal met sy kinders wees en bly. Here, want U is die goeie herder en ons wil U stem hoor en erken in Jesus naam. Amen. Baie dankie.